Dominee, vandag wil ons 'n bietjie gesels oor die klimaks van die evangelie, wat basies soos ons sê die klein blomknoppie is wat oorgaan tot 'n volle blom, en dit is in Jesus Christus se dood, se opstanding, se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Wanneer ons sê hy die dood kom oorwin, hy verlos ons van die sonde, en ons sê ook dat die slang se kop vermorsel. Wat as ons in kosmiese terme dink? Wat beteken dit? Dit is maklik om te sê ons sondes is vergeef, deur geloof word ons gered, maar hoe die aarde gewerk of in kosmiese terme voor dit, toe die slang se kop nie vermorsel is nie, en hoe werk dit nou dat die slang se kop vermorsel is? Ja, dis die realiteit van die wêreld voor die kruisiging van die Here Jesus en sy opstanding in die dood en sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, was dat die wêreld eintlik onderworpe was aan die gevallenheid van die sondeval. Die mens het 'n sondige natuur, die aarde is verganklik en is onderworpe aan die vloek van die sondeval, en daarom gaan alles agteruit en alles neig tot chaos, en die mensdom is verdoem in sy geheel. En dan begin God natuurlik werk in die Ou Testament, en hy begin homself weer openbaar aan die mens, wat hom in die tuin van Eden natuurlik geken het, maar nou nie meer kan ken nie, en kan aanbid nie, en hy begin hom openbaar aan die mens, en dan werk hy op 'n sekere manier, maar dan sien ons al die mislukkings in die Ou Testament, dat niks kan hierdie verhouding met God herstel nie, niks kan regstel wat fout gegaan het met die sondeval nie, alles is tydelike oplossings. En dis eintlik die realiteit, en daarom dat die Bybel praat oor die Satan, in die Nuwe Testament praat van die duiwel as die owerste of die prins van hierdie wêreld, as verskillende terme wat daarvoor gebruik word. Maar dan kom ons by die kruisiging van die Here Jesus, en net voor sy kruisiging, veral in die Johannes Evangelie, praat hy van hoe hy die owerste van hierdie wêreld uitwerp, bietjie later in hoofstuk 16, dat hy die owerste van hierdie wêreld oordeel. En dis, wanneer alles verander, as 'n mens dit nou gaan vergelyk met Openbaring, dan kry ons dit wat daar gebeur ook in Openbaring 20, wat sê dat die Satan gebind word. Met ander woorde, dat daar, die Satan het eintlik vir alle praktiese doeleindes geheers. Natuurlik weet ons God het opperheerskappy nog steeds in die wêreld, en Satan het nog nooit mag oor God gehad nie. Maar God het toegelaat dat die sondeval gebeur, hy het toegeval dat die wêreld verval in hierdie toestand, en hy het toegelaat dat die Satan eintlik in hierdie chaos 'n mate van mag het, dat hy eintlik die owerste van hierdie wêreld was, wat sy gang gegaan het en mense verlei het, en wat gebeur met die kruisiging van Christus en die opstanding en die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees, is die binding van die Satan. Is met ander woorde dat sy mag gebreek is, dat hy nie meer die vrye teels het wat hy gehad het nie, dat hy nie meer die vermoë het om mense te verlei en van God af weg te skeer nie. As iemand 'n gelowige is, dan sal God hom in sy hand hou, soos in Johannes 10 vers 28 sê, niemand sal hom daar kan uitruk nie. En dit beteken effektief die koninkryk van God, en ons lees dat Christus wat na die hemel opvaar, regeer vanuit die hemel. En sy koninkryk is nie net 'n hemelse koninkryk nie, dis sy koninkryk strek ook na die aarde toe en begin manifesteer op aarde, want sy kerk begin vorm op aarde. Dit is sy koninkryk, is die gelowiges. En die gelowiges leef in hierdie, dit beteken nie daar's die effek van die sondeval is heeltemal weg nie, dit beteken nie die Satan het nie nog mag oor nie, en kan nie nog probeer om sekere dinge te doen nie. Hy doen, en die gevalle engele is saam met hom besig op die aarde, maar hulle mag is gebreek, hulle het nie meer mag oor die koninkryk van God nie, hulle sal dit nie kan keer nie, hulle sal die koninkryk van God se poorte nie kan oorweldig nie. Die oorwinning is behaal, en die gelowiges sit eintlik met die hef in die hand in hierdie opsig, al lyk dit nie vir ons dikwels so nie, al besef ons dit nie altyd nie, want hierdie koninkryk kan nie gestop word nie, kan nie gestuit word nie, en dit sal uiteindelik vervolmaak en voleindig word met die wederkoms. Dis soos die klein mosterdsaadjie wat 'n groot boom geword het, die klein klippie wat 'n rots geword het, wat die hele aarde vervul het, en wat 'n mens dan eintlik kan sê, in tye soos hierdie, van nood, en waar mens veral in die westerse wêreld kyk, waar dinge maar besig is om, hoe kan ons sê, agteruit te gaan, jy sien amper half die boosheid, is dit sinvol om te sê, maar luister, terwyl ons hierdie tydelike goed sien, wanneer ons 'n meer ewigheidsperspektief het,
dan kan ons vashou in die oorwinning van Christus. Hy sit aan die regterhand van die krag van God. En hy regeer nou. En ons as gelowiges eintlik regeer saam, en ons het 'n roeping op hierdie aarde om ook sy koninkryk uit te brei, en dit doen ons deur die verkondiging van die evangelie. Ja, dis eintlik interessant, dis die boodskap van die boek Openbaring wat mense vreesaanjaend vind. Maar in Openbaring selfs wanneer God sy oordeel voltrek oor die bose wêreld, en die Openbaring beskryf die 7 seels en die 7 bassyne en die 7 skale wat uitgegiet word en die oordeele van God oor die aarde. Dit is interessant, na elke 6de een is daar eers 'n boodskap van troos vir die gelowiges. Om te sê, moenie bekommer nie, julle sien al hierdie oordeele van God, die gelowiges word nie geoordeel nie. Ons ly van die effek van die boosheid van die wêreld natuurlik, maar die gelowiges is die oorwinnaars. Ons is deel van die koninkryk van God, Christus regeer. So die gelowiges word getroos telkens en gesê, julle is aan die wenkant, die oorwinning is reeds bepaal, dit moet net nog voleindig word. Dit is 'n baie hoopvolle boodskap. Christene behoort nie mismoedig en hopeloos te voel nie.